Welkom by vandag se luistermeditasie. Dit is Woensdag 18 Maart. Die skrifgedeelte wat ons vandag saam lees in hierdie lydenstyd is Efesiërs 5 vers 6 tot 14 en ons gaan dit lees uit die 2020 vertaling. Ek nooi jou om nou tuis te kom in hierdie oomblik van lig en lewe. Here, bring my gedagtes tot rus. Help my om na U te kom, sonder om te stry, sonder om te pleit, sonder om enigiets te vra, behalwe om te mag bewus wees, wakker te wees, vir U stille teenwoordigheid. Gee my die geloof wat nodig is om my laste vandag by U neer te lê, en dit daar te laat. Maak in my wakker U vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Amen. Ons lees saam Efesiërs 5, vers 6 tot 14, en ons gaan dit lees uit die 2020 vertaling. Laat niemand julle verlei met nikszeggende redenasies nie, want daardeur kom die toorn van God oor die seuns van die ongehoorsaamheid. Moet dus nie deel van hulle wees nie, want vroeër was julle wel duisternis, maar nou, in die Here is julle lig. Leef as kinders van die lig. Die vrug van die lig bestaan immers uit alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Beproef wat vir die Here aanneemlik is. Ja, moenie deel hê aan die onvrugbare werke van die duisternis nie. Stel dit eerder aan die kaak. Want die dinge wat deur hulle in die geheim gedoen word, selfs net om daaroor te praat, is skandelik. Tog word alles wat deur die lig ontmasker word, openbaar. Immers, alles wat sigbaar word, is lig. Daarom word gesê, word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Word wakker, jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal sy lig oor jou laat skyn. Hierdie woorde herinner my aan Ingrid Jonker se wakker word gedig. Moenie slaap nie, kyk, agter die gordyne begin die dag dans, met 'n pouveer in sy hoed. Om wakker te word is om die uitnodiging van die lewe wat dans agter die gordyne in te nooi en saam te dans. Om wakker te word is om jouself oop te maak. Dink aan hoe dit in die alledaagse lewe voel om wakker te word. Jou oë gaan oop. Jou ooglede, soos twee klein deurtjies in jou kop, maak oop vir die wêreld om sigbaar te word. Dalk trek jy gordyne oop, sodat die lig in die kamer kan inkom. Miskien maak jy 'n venster oop vir vars lig. In die kombuis draai jy 'n kraan oop vir ketelwater. Jy maak die kas oop vir koffie en 'n beker, die yskas vir melk. Elke klein oopmaak is 'n gebaar van lewe, lig, lug, beweging, smaak, mond, begin. In die opstandingsverhale van Jesus, veral die van Johannes, sien ons hoe die opstandinge 'n oopmaak, openbarende gebeurtenis is, vir veral die disippels wat agter toe deure en donker gordyne skuil. Dis in die noem van haar naam wat Maria se oë oopgaan. Dis in die breek van die brood wat die Emmaus vriende hom werklik sien.
Dis in die raakvat van die wonde wat geloof in Thomas ontkiem. Dis in Jesus wat oor sy disippels blaas, in sy disippels inblaas eerder. Wat die koninkrykskrag van die opstanding werklik begin om deur hulle are te borrel, daardie selfde are wat gevul was met vrees en bewing, hoor die woorde vrede vir julle en Jesus wat die Gees in hulle inblaas. Om wakker te word in Christus is om die ooglede van jou hart oop te maak vir sy lig wat reeds van binne af skyn. Dit is so 'n paradoksale prentjie. Dis nie jou hart wat donker is, wat jy moet oopmaak vir Christus se lig om in te skyn nie. Jou hart is reeds gevul met sy lig. Dis die oopmaak sodat 'n donker wêreld die lig binne in jou kan sien skyn. Dis ook om die gordyne van vrees en selfbeskerming weg te skuif. Om die deur van daardie toekamer van jou hart, daardie kamer wat dikwels vatbaar is vir 'n gevreesde gevrektheid. Paulus sê immers, staan op uit die dood. En hierdie gevreesde gevrektheid, dit trek 'n mens af in dooie gewoontes, in ou bitterheid, in apatie. Dit maak 'n hart wat eintlik vol lig is, baie vinnig weer donker. Vers 14 kom sing vir ons hierdie uitnodiging om oop te maak en sekere goed agter te laat. Die dood waarvan Paulus hier praat is nie 'n fisiese dood nie. Dit is die dood van 'n lewe toegegooi, toegeklap, toegeknoop teen die lewe self. Dit is wanneer ons harte so toebly, bang vir wat sal inkom of bang vir wat sal uitgaan. Maar Christus roep, staan op, maak oop. Die lig is reeds daar buite en hier binne. Dit wag om jou te vul. Dit wag om die wêreld te vul. So kom ons bid vandag Ingrid Jonker se gedig as 'n gebed vir die dag. 'n gesindheid, 'n houding oor hoe om die dag aan te pak. Moenie slaap nie, kyk. Agter die gordyne begin die dag dans met 'n pauveer in sy hoed. Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat die koninkryk kom. Laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons oortredings, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.